In die hart van Londen staan 'n moderne toeriste-ikoon, die London Eye hier agter my. Hierdie reusagtige wiel wat sag draaiend teen die horison beweeg, laat duisende mense daagliks toe om bo die stad uit te styg en van daar af te kyk. Indien jy bereid is om een van die te wees wat natuurlik opklim. Dis nogal hoog en jy moet amper half in die ry opklim soos hy beweeg. Dit beweeg alhoewel nie vinnig nie, inteendeel, dit is stadig, amper statig, maar juis in daardie stadige draai lê die krag en die mooi. Dit gee mens tyd om te kyk, om te dink en te besin. En soos die wiel draai, verander jou perspektief. Jy sien dele van die stad wat jy nog nooit voorheen raak gesien het nie. Dit gee jou 'n nuwe perspektief deur die hoogte, die rigting en jou verstaan van hoe alles in die stad in mekaar pas. En dit is ook in hierdie tyd wat lydenstyd genoem word, wat dit vir jou en my soos 'n uitdaging is om stadiger te leef, hoër te kyk in die wêreld en jouself in 'n nuwe lig te sien. In Johannes 12 vers 32 sê Jesus, en as ek van die aarde verhoog is, sal almal na my toe trek. Jesus verwys natuurlik na sy kruisdood, 'n oomblik van verhoging wat soos die hoogste punt op die wiel is. Dit was pynlik, maar vol perspektief en doel. Die kruis is waar menslikheid en pyn met goddelike liefde ontmoet het. En dit gee aan ons 'n nuwe alternatiewe kyk en verstaan op lyding, liefde en verlossing. Lydenstyd herinner jou en my daaraan dat verandering dikwels stadig kom. En soos die London Eye nie hastig is om sy ronde te voltooi nie, maar aan sy passasiers die beste geleentheid bied om Londen in 'n nuwe lig te sien, moet ons ook nie God se werk in ons lewens aanjaag en haas nie. Die Afrikaanse gesegde sê, die wiel draai, en dit doen. God se hand is aan die wiel van tyd, selfs al voel dit vir ons of niks beweeg nie. En hy doen dit om ons tyd te gee, om ons lewens in sy nuwe lig te aanskou. Wanneer ons uit ons gejaagde lewens klim en tyd maak vir gebed, vir stilte, vir besinning, dan gebeur iets heiligs en mooi. Ons kyk terug op die pad en ons sien waar ons was en met Christus aan ons sy sien ons waarheen ons beweeg. Soos die filosofie ons leer, dieper insig kom nie in die storm van spoed nie, maar in die stilte van die hoogte. Wanneer jy die pad van geloof stap in Jesus Christus se naam, dan kan jy werklik sê, ek het gesien, ek het besin, ek het 'n nuwe perspektief ontvang. Die vraag vandag is eenvoudig, is jy bereid om op te klim? Here, ons almagtige God en Vader, bring my tot stilstand in U teenwoordigheid. Leer my om op te kyk, stadig te beweeg en diepte te sien. Help my om U hand in my lewe raak te sien, selfs wanneer alles stil of stadig voel. En gee my moed om op te klim. Vertroue om te kyk en geloof om U perspektief te ontvang en te aanvaar. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en ek hoop en vertrou dat lydenstyd en hierdie boodskap vir jou dalk 'n nuwe perspektief kan bring. En ek wil jou aanmoedig, gaan deel dit met hulle wat soms sukkel om op te kyk en iets nuuts deur hulle geloofsoë raak te sien. Tot volgende keer. Totsiens.